Goeiedag en baie welkom by sessie 11 van module 2. In hierdie sessie wil ons bietjie verder dink oor ons emosies en die rol wat ons emosies in ons lewens speel. Almal van ons weet dat daar soms emosies is waarmee ons baie kan sukkel en moeilik is om te beheer. Ek dink die eerste ding wat belangrik is om te verstaan is dat emosies op sigself nie sondig kan wees nie. Alle emosies wat ons ervaring het, is God gegewe. Daar's 'n doel daarmee. Byvoorbeeld die emosie van woede, se doel is om ons in beweging te bring as ons onreg sien plaasvind, sodat ons iets daaraan kan doen. Dieselfde met die emosie van vrees. Dit kan ons lewens red as ons in 'n gevaarsituasie kom. Die probleem kom daar wanneer ons vanuit die ou vals self reageer op emosies en op maniere reageer wat nie onder beheer van die gees is nie, maar wat absoluut deur die vlees en die ou vals self voorgeskryf word. Normaalweg is daar twee soort van benaderings wat mense het ten opsigte van emosies. Party mense het soort van 'n houding van ek maak maar net soos ek voel. As my emosies so is, dan is dit asof die emosies oorneem. Hulle is amper slawe van hulle emosies, asof hulle geen beheer het oor hoe hulle optree wanneer hulle sterk emosies beleef nie. Hulle laat dit nou maar toe. En laat ook toe daai emosies lank sluimerend in hulle bly en voorskryf hoe hulle optree. Dan kry jy die ander uiterste wat mense wat sê ag, hulle steur nie veel aan emosies nie. Hulle probeer dit onderdruk en ontken in baie rasioneel, koud optree, amper asof dit geen invloed op hulle het nie. Nou dit is ook nie 'n baie gesonde ding nie, want as emosies ontken word, onderdruk word en nie hanteer word nie, kan dit 'n baie negatiewe effek op jou fisiese gesondheid hê. Dit kan jou letterlik siek maak oor 'n lang tyd. Veral byvoorbeeld die emosies van woede of hartseer of so iets wat onderdruk word, kan oor 'n lang tyd jou regtig baie siek maak as jy dit nie hanteer nie. En dan is dit natuurlik ook so dat wanneer ons oor emosies praat, moet ons ook bewus bly daarvan dat ons temperamentstipe ook 'n groot rol daarin speel. Dit is net so dat sekere temperamentstipes net baie makliker opgewerk en kwaad raak, vreesagtig en bang raak as ander temperamentstipes. Daar is sekere temperamentstipes wat net baie gematig bly in enige situasie. C.S. Lewis het iewers opgemerk dat baie van mense se reaksies en optrede het niks te doen met geestelike volwassenheid nie, het baie meer te doen met hulle temperament. So dit moet ons ook in ag neem. En dan nog iets wat 'n baie groot rol speel in ons emosionele reaksies. En dit is hier waar eintlik die groot werk inkom, is daardie innerlike selfies wat ons in module 1 van gepraat het. Daai gevoelens wat in jou ontstaan het oor jare heen, van jy's 'n mislukking, jy's verwerp, jy's angstig, jy's onseker, jy's minderwaardig. Al daardie innerlike selfies of gevoelens wat jy het oor jouself, wat jou laat voel jy maak net nie die paal nie. Hulle veroorsaak ook dat jy baie sensitief is rondom daardie spesifieke sake. Dit bou gewoonlik op iets wat in jou verlede gebeur het en wat nou weer gebeur. En dit is so net, ons ervaar die hede uit die bril van die verlede. Dit wat met ons gebeur het, dra ons met ons saam. En ons interpreteer hedendaagse gebeure op grond van daardie ervarings. En daarom maak ons afleidings. Afleidings wat meeste van die tyd glad nie korrek is nie. Maar ons afleidings is baie keer dit wat ons in werklikheid laat emosioneel reageer, nie die waarheid nie. En dit is so belangrik om te verstaan dat jy nie oorhaastig afleidings moet maak as daar sekere goed gesê of gedoen word nie. Want die optrede van ander mense, hulle opmerkings, dit wat hulle van jou sê, hoe hulle na jou kyk, hoe hulle teenoor jou optree, kan baie maklik net snellers wees. Triggers wat daardie emosies dadelik in beweging bring en jou eintlik op 'n irrasionele manier laat reageer wat jy self nie altyd verstaan hoekom nie. Dit is juist om die rede wat dit so belangrik is om te leer om ons emosionele reaksies na te luister, daaroor na te dink en te kyk, wat gaan regtig hier aan? Want is waar, jy het nie 'n keuse wat 'n emosie by jou opkom nie, jy kan dit nie voorkom nie, maar jy het wel 'n keuse hoe jy daarop gaan reageer. En dit kom ook nie van self nie, dit kom net deur oefening. Nou net 'n voorbeeld, ek noem maar hier 'n voorbeeld in die boekie hoe hierdie innerlike selfies werk.
Daar's miskien 'n persoon wat 'n innerlike selfie het van minderwaardig en in sy hele lewe het hy geskiedenis van dit wat hy gedoen het was nooit goed genoeg nie en is altyd op neergekyk. En nou het hy in sy werk 'n sekere stuk werk gedoen, baie goed gedoen, baie goed afgehandel. Maar daar het 'n storie begin versprei dat dit nie die waarheid is nie, dat hy eintlik foute gemaak het wat nie deur hom self gemaak is nie. En nou is hy by 'n funksie en iemand praat wat naby hom staan wat hy kan hoor, maar die persoon weet nie hy hoor nie. En die persoon vertel watter groot fout hy nou gemaak het en hoe die maatskappy eintlik daardeur skade gelei het. En natuurlik, daardie persoon, as hy hierdie goed hoor, as daardie selfie nog baie sterk binne hom leef, gaan hy ontplof, gaan hy verskriklik kwaad word, gaan hy baie verontwaardig wees, gaan hy homself verdedig en die ander persoon aanval en beledig, wat ook al. Aan die ander kant is daardie persoon 'n pad geloop het van innerlike genesing en daardie selfie van minderwaardigheid nie meer daar was nie. En daardie persoon ken die waarheid en hy hoor dieselfde storie. Gaan hy net vir homself sê, wel, die persoon het nie die regte feite nie, ek weet dis nie die waarheid nie, ek hoef nie daarop te reageer nie. En hy hoef glad nie, hy sal waarskynlik ook nie daarop reageer nie. En hy sal weet, die waarheid sal na vore kom. Binne 'n dag of 2 sal die waarheid uitkom en daardie persoon gaan met 'n rooi gesig staan. Dis dan glad nie so groot issue nie. Waarom so iets toelaat om die hele atmosfeer vir jou daar en dan te spoil en net nie die aand verder te geniet nie? Alles hang af van wat hier binne aan die gang is. Dan noem ek ook hier dat dit wel belangrik is dat jy sal vrede maak met wie jy is. Kyk, niemand van ons is volmaak nie. Niemand van ons kan alles altyd perfek reg doen nie. Ons het foute. En daarom kan ons dit nie van onsself verwag om volmaak te wees nie. Ons het daaroor gepraat in module 1. En ook nie van ander verwag om volmaak te wees nie. So jy moet ook rasioneel dink oor jou eie tekortkominge, jou sterkpunte, jou swakpunte en jouself aanvaar soos wat jy is. Dit maak dit ook makliker in jou emosionele reaksies. As jy 'n realistiese siening het van jou eie vermoëns en waartoe jy in staat is. En dan kan jy soms lag oor 'n fout wat jy maak. Baie van ons het sekere tipiese tekortkominge wat ons altyd sekere foute maak en ons vriende lag daaroor. En jy kan baie kwaad en verontwaardig raak daaroor, maar om realisties te weet wie ek is, maak jou eerder vry om saam te lag daaroor. En dit wat jou vriende dan sê, te gebruik as motivering om te werk daaraan. Dan noem ek ook in aansluiting by die vorige sessie, dat ons wel sekere keuses kan maak, wilsbesluite kan neem, wat dit vir ons makliker maak om ons emosionele wêreld mee te hanteer. En dit gaan daaroor dat ons doelbewus moet kyk na my hele lewenspatroon. Hoe lyk my lewe? Kry ek genoeg slaap? Hoe lyk my werksdruk, my werksure? Hoe kry ek genoeg tyd vir ontspanning? Kry ek tyd vir refleksie, alleen wees, met God, met my gesin, met vriende? Dis alles dinge wat 'n groot effek het op 'n mens se emosionele lewe en hoe jy die lewe ervaar. Om 'n gesonde lewenstyl te handhaaf wat nie jou liggaam ooreis nie. Want hoe meer ooreis jou liggaam is, hoe moeiliker is dit om emosies te hanteer en rasioneel daarna te luister en te vra wat is regtig hier aan die gang. So dis baie belangrik om ook daarna te kyk en jouself toe te laat dat jy 'n lewenstyl het waar jy jouself baie rustiger kan dophou en waarneem. Ek gaan nog heel wat meer hieroor praat soos wat ons aangaan. Om net bewus te bly van wat in jou lewe gebeur en om te leer om nie oorhaastig te reageer op emosies wat na vore kom nie. Nou ons gaan veral in die volgende sessie bietjie gesels oor hoe hanteer ons dan emosies. En dis 'n kragtige hulpmiddel wat ons oor gaan praat wat jy kan gebruik om te leer om sterk emosionele reaksies mee te hanteer. Baie dankie dat jy weer saam geluister het en ek sien uit na volgende keer se saamgesels.